Ezra 3. Die Israeliete het hulle in hulle stede gaan vestig. Vroeger het die hele volk in Jerusalem bymekaar gekom. Jesua seun van Josedak en sy mede-priesters, as ook Zerubabel seun van Sealtiel en sy familie het toe die altaar van die God van Israel begin herbou. Hulle wou offers daarop bring soos die wet van Moses, die man van God, voorgeskryf het. Hoewel hulle bang was vir die plaaslike inwoners, het hulle die altaar weer op sy oorspronklike plek herbou. Hulle het dadelik vir die Here brandoffers op die altaar begin offer. Hulle het dit elke oggend en aand gedoen. Hulle het ook die Hittefees gevier soos die wet van Moses voorgeskryf het. Elke dag van die fees het hulle die voorgeskrewe offer vir die dag gebring. Na die fees het hulle voorgegaan om die gereelde brandoffers te bring. Hulle het ook die offers gebring wat met die nuwe maanfees en ook die ander feeste van die Here saamgaan. Die mense het ook weer vrywillige offers vir die Here gebring. Reeds 15 dae voor die Hittefees sou begin, het die priesters al vir die Here brandoffers geoffer. Hulle het dit al gedoen selfs voordat hulle die fondasies vir die Here se tempel begin lê het. Eers het hulle klipkappers en skrynwerkers gehuur. Hulle het ook vir die mense van Sidon en Tyrus kos, wyn en olyfolie gegee om vir hulle sederhout te bring. Hulle het houtstompe afgebring uit die Libanonberge en na Joppe toegebring. Dat is met toestemming van koning Kores van Persië gedoen. Die bouwerk aan die tempel van God het in die 2de maand van die 2de jaar begin nadat hulle in Jerusalem teruggekom het. Zerubabel seun van Sealtiel en Jesua seun van Josedak en sy mede-priesters, die Lewiete en almal wat uit ballingskap na Jerusalem toe teruggekom het, het saamgebou. Die Lewiete van 20 jaar en ouer is aangestel om oor die bouwerk toesig te hou. Jesua, sy seuns en sy familie, Kadmiel en sy seuns en al die afstammelinge van Hodaya het toesig gehou oor die herbouing van God se tempel. Die Lewiete uit die nageslag van Genadad het hulle ook gehelp om toesig te hou. Die dag toe die bouers die fondasie van die Here se tempel gelê het, het die priesters geklee in hulle seremoniële drag, hulle plekke ingeneem en op hulle trompette geblaas. Die Lewiete en die Asafgroep het lof aan die Here gebring deur sambale te slaan soos koning Dawid van Israel voorgeskryf het. Hulle het die Here geloof en gedank deur te sing, hy is goed, sy troue liefde vir Israel sal nooit ophou nie. Al die mense het daarna hard uitgeroep, terwyl hulle die Here geloof het omdat die fondasie van die Here se tempel gelê is. Baie van die ouer priesters, Lewiete en van ander leiers het onthou hoe die eerste tempel gelyk het. Toe hulle die fondasie van die nuwe tempel sien, het hulle hardop begin huil. Van die ander het op hulle beurt weer geskree van blydskap. Die geskree en gehuil kon nie onderskei word nie, maar het saam 'n oorverdowende lawaai veroorsaak. Dit kon baie ver gehoor word.